Goeiemôre en baie welkom hier by Mildersdrif se uitsaaidiens. Ek is Niels Kloppers, een van die predikante hier. En dit is vir ons 'n voorreg om vanmôre saam met julle by mekaar te kan kom daar waar julle ook al vanmôre is. En dankie dat julle vir ons innooi in julle eie persoonlike ruimte in. En mag die Here regtig vanmôre met ons elkeen deur sy woord en deur sy gees kom praat as sy kinders vir wie hy baie lief is. Kom ons bly net so sit en dan raak ons 'n klein oombliekie stil. Ek lees daar in Psalm 27 vers 5 dat Dawid die volgende skrywe. Hy skrywe: Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy skuilplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ons kom bely vanmôre dat ons veilig is by God. Dat daar net by hom alleen en net by hom is daar rus en vrede en net by hom is daar hoop en regte lewe, waarlike lewe. En daarom bely ons vanmôre as sy kinders, U alleen is ons God. Daar is niemand soos U nie. Dankie dat ons by U veilig is en dat U altyd naby is. Ek groet julle daarom graag vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied tot eer van ons Here saam. Ons het nou verlede week Vrydag 'n nuwe intrekkersbraai gehou wat ons nou gereeld deur die loop van die jaar hou. Maar daar het vir my ding nogal opgeval en uitgestaan by Vrydag aand se saamkuier saam met die nuwe intrekkers. En dit is die baie jong kinders wat daar was, weet, so van ouderdom 8 en 'n bietjie jonger. Miskien is het omdat hulle so besig is en so bedrywig is, maar ek skat daar was ten minste 10 of 15 kinders. 8 jaar en jonger. En van hulle ouers, van hierdie mannetjies en dametjies wat nou so 8 jaar en jonger is, hulle ouers het nou die dag, het hulle so rondgehardloop hier by die kerk. Was hulle 8 jaar oud en 'n bietjie jonger. En vandag is hulle groot mense en speel hulle kinders en hardloop hulle kinders hier waar hulle nou die dag gehardloop het. Hulle het groot geword. Sommige so aap uit die mou uitlaat, een van daai kinders wat hier rondgehardloop het, wat nou groot is en wie se kinders hier rondhardloop, is julle eie Dominee Soemerie. En hoe wonderlik is dit vir my om te kan sien hoe ouers se kinders dieselfde spore loop, by dieselfde plekke is. En ek dink dit is wonderlik vir 'n ouer om te kan sien dat sy kind groot word. Ek dink dit is wonderlik om te kan sien dat mense groot word en groei en ontwikkel. En wat 'n vreugde moet dit wees vir ouers om te sien dat hulle kinders in dieselfde voetspore volg as wat hulle gevolg het. Weet, en dit is ook God se wens,
dat ons wat sy kinders is, sal groei en ontwikkel. Dat ons wat hom aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, dat ons in ons geestelike lewe sal groei tot volwassenes, tot groot mense. En ek lees nogal daarvan in die woorde van Efesiërs 4 vanaf vers 12 en 13. Daar skrywe Paulus, in die boodskapvertaling is vir my so mooi, daar staan in Efesiërs 4 vers 13, dat ons sal groei tot geestelike groot mense, tot geestelike volwassenes. Weet jy, dit is God se droom en God se wens vir my en vir jou, wat hom aangeneem het. En dit is dat ons sal groei tot volwassenes. Ek dink as min dinge vir 'n man en 'n vrou so wonderlik as om te hoor dat ons gaan ouers word. Daar gaan vir ons 'n kindjie gebore word. En hoe wonderlik is dit is vir 'n ouer om daai klein bondeltjie mens vas te hou en te kan droom oor hierdie mens wat jy van die Here ontvang het, so groot word. Hoe hulle gaan lyk as hulle groot is, hoe hulle gaan wees en wat hulle gaan doen. Ek dink daar's min dinge so hartseer as dit 8 of 9 jaar later is en daaiselfde pinkbondeltjie lê nog net so in die wiegie en drink nog steeds net bottel en eet babakos en moet doeke dra. Dis hartseer om te sien dat 'n kind nie groei en ontwikkel nie. Ek hoor nou die dag by 'n NG dominee hier naby ons, 'n NG dominee wat in die finalejaasklas 'n vraag gevra het. En met die vraag wat gevra was aan die finalejaasklas, om agter te kom dat hulle so min kennis het van die woord. Weet, op die vraag, wie was die sterkste man van wie ons lees in die Bybel? Het hulle nie 'n klou gehad, het hulle nie 'n idee gehad wie dit kan wees nie. Volgende vraag was, wie was die eerste 2 mense? En daar's antwoorde wat gegee was, soos onder andere een antwoord was, Abraham en Eva. Volgende vraag was toe, wat vertel die gelykenis van die barmhartige Samaritaan ons? Wat leer ons daaruit? Nou 'n bietjie dieper vraag. En hulle het nie 'n idee gehad wie die Samaritaan was nie, en wat hy gedoen het en wat ons daaruit moes leer nie. Ek is betrokke by MIM, Mentors in Motion, waar ons nou mentors by skole plaas, juis ook omdat daar agtergekom is dat kinders nie by die kerk kom nie, hulle leer nie van die Here nie, hulle ken nie die woord nie. Het ons lang terug al begin om mentors by skole te plaas om kinders te help, om te leer uit die woord uit, wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. En een van die mentors vertel vir my, soos in voorverlede week, dat hy agtergekom het dat die kinders ken nie die Bybelverhale nie, hulle ken nie die Bybelstories nie, hulle ken nie die Bybelhelde nie. Hulle het nie 'n idee van wie hy praat nie. Dat hulle ken nie die Bybel nie, want dit word nie vir hulle gelees nie, hulle ken dit nie, dit word nie vir hulle vertel nie. Hulle weet nie wie die Bybelfigure is nie, hulle weet nie wie die Bybelhelde is nie, kan nie dit glo. Met ander woorde dat hulle dit eenvoudig nie ken nie, dat hulle nie weet nie. En dan kon ek nie anders stel as om te onthou wat Paulus geskryf het, dan 1 Korintiërs 3 vers 2, skrywe Paulus vir die gemeente in Korintiërs, ek het julle met melk moes voed, want julle kon nie vaste kos verteer nie. Julle kon nie toe nie, en ook nie nou nie. Ek moes julle soos babetjies voer, terwyl julle al groot mense is, wat groot mens kos moet eet. Maar julle kon nie toe nie en ook nie nou nie. Wat moet 'n mens doen, iemand wat Jesus Christus aangeneem het, wat moet ons doen om geestelik te groei? Wat het ons nodig om geestelik te kan groei? Ek dink Psalm 1 help ons nogal daarmee. En ek wil dit graag vir ons lees, soos wat ek dit hier kry in Psalm 1. Ek lees graag vir ons. Ek dink hier is die 1986 vertaling. Daar staan die volgende, vers 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word.
En daarom sal die goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar van die goddeloses lei tot ondergang. Die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Ons lees hier in Psalm 1 vers 1, dit gaan goed met die mens. Die Hebreëse woord is esher. En die woord esher kan vertaal word met, dit gaan goed met die mens, of gelukkig is die een wat. Toesius het nogal hierdie woord esher vertaal met 'n kosbare woord vir my. Wat eintlik hierdie Hebreëse woord vir my die beste saamvat. Toesius vertaal dit in 1933 tot 1953 vertaal hy dit met welgeluksalig. Dit is 'n ou mens woord, ek wonder of julle die woord ken. Ek wil amper sê 45 en jonger weet nie wat hierdie woord beteken nie, maar dit is eintlik so maklik. Dit beteken, dit gaan met jou wel, jy is gelukkig en jy is salig. Nou, wanneer iemand sê dit gaan met my wel, sê jy eintlik nie dit gaan met jou goed nie. Jy sê dit gaan eintlik beter as met goed. Dit gaan met my wel. En as jy sê jy is gelukkig, dan weet almal dat dit met jou goed gaan en dat jy gelukkig is. En wanneer jy salig is, dis nou 'n regte ou mens woord. Salig beteken eintlik die oortreffende trap van geluk. Weet, goed, beter, beste. Wel geluk, salig. Met ander woorde, 3voudige geluk of die oortreffende trap van geluk wees. Dit is wat hierdie Hebreëse woord beteken, esher. Nou staan daar, jy sal 3 keer gelukkig wees, of jy sal die oortreffende trap van geluk wees en geluk ervaar. In vers 2 staan daar, wanneer jy jou vreugde in die woord van die Here vind. Wanneer jy jou vreugde in die woord van die Here vind. Met ander woorde, wanneer jy 'n honger en 'n dors het na die woord van die Here. Ek lees daar in die boodskapvertaling, as jy die woord van God geniet. Wanneer jy die woord van God lees en dit geniet, gaan jy die oortreffende trap van geluk in jou lewe en vreugde in jou lewe ervaar. Hoe eet 'n mens sjokolade? Ek dink gewone mense eet dalk sjokolade. Mense kry nogal mense wat so blokkie vir blokkie eet en die res bære. Ek dink iemand, of nee, ek kan nie net so 3, ek neem my voor, ek gaan net so 1 rytjie eet. Weet, partykeer is dit 3 blokkies, partykeer 4 blokkies. En dan nee, wat ek gaan maar so 2 rytjies vat, en as ek kan kry, het ek die sjokolade opgeëet. Want ek kon nie my inhou nie. En nou dis wat hierdie woord eintlik beteken, wanneer jy ek kan nie genoeg daarvan kry op 'n slag nie. In die woord van die Here, as jy dit in die woord van die Here vind, sê jy dan, jy sal dan vreugde vind. Jy sal vreugde ervaar, jy sal 3-maal gelukkig wees. Wanneer jy in die woord van die Here jou vreugde vind. Nou dis 'n besonderse woord, daar staan as jy in die woord van die Here jou vreugde vind. Mens vind net 'n ding as jy daarna soek. En ek weet nie wie van julle hou van soek nie, want soek is nie baie hoog op mense se keuselys nie, want soek vra tyd, dit vra energie en dit vra moeite. Soek sê dit lê nie sommer net rond en jy tel dit vinnig op nie. Soek sê dit gaan vir jou tyd kos, dit gaan jou moeite wees en jy gaan energie moet gebruik daarvoor. En dit hou nie op, soek hou nie op nie voordat jy dit gekry het nie. Soos baie van julle nou weet, is ek en my vrou besig om so aan die trek nou al vir 'n geruime tyd hier van die kerkhuis na ons eie huis toe. En dis maar die heen en weer getrekker, elke dag 'n klein bietjie wat ons vat. Dis maar hoe ons nou gekies het om dit te doen. En so op een van hierdie goedjies vat en aflaai en indra en mense wat vra weet hierdie kant toe, daai kant toe, weet waarmee kan ons help. Toe ons nou moet ry, toe ek moet ry, toe is my kar sleutels weg. En dit was 'n gesoek, 4 ure lank. Ek het 4 ure lank gesoek na daai kar sleutels. Jy weet, ek het die paadjie geloop, dis seker maar 40 tree, 50 tree wat ek omtrent op die meeste op 'n slag loop. Ek het daai 50 tree geloop dat daar spore lê. Ek het dit later stadiger geloop. Ek het later geloop en konsentreer en gefokus. Dit het later donker geword. En ek is 'n flitsie man. So ek het baie flitsies en ek het nou daar 'n lekker skerp flits wat so kan fokus, wat jy die
kringetjie wat lig is net kan kleiner maak en skerper maak. En met daai flits het ek nou later geloop in die donker. Al die paaie wat ek geloop het, weer en weer en weer en stadiger en deegliker. Soveel so dat ek later in die motorhuis staan en sê, Here, ek gee nou op. Maar ek gee op myself. Maar ek gee nie op aan U nie. En ek loop maar weer die roete. En julle sal my nou maar moet glo. Ek is weer daar agter daar waar ons 'n opgaar tank het vir water, waar ek op 'n stadium geloop het om te kyk of alles reg is. En nou lig ek met die flitsiekie en so waar hier tussen die blare van 'n plant wat nou sulke blare het. Daar sien ek net die leertjie van my karsleutels. Daar hang dit. Daar hang dit. En dis wat die Here eintlik vir my en jou wil kom leer oor. Wat het ek nodig om geestelik te groei tot 'n geestelike volwassene? Volwassene in die Here. Wat ons nou lees daar in die woord in Efesiërs, dat die Here wil graag hê dat ons sal groei tot 'n geestelike volwasse man en vrou in die Here. Wat het ons nodig? Die woord van die Here, maar hoe moet ons met die woord besig wees? Soos hierdie soek na my sleutels, weer en weer kyk en weer kyk en weer lees en weer hoor en weer daarna kyk. Om dieselfde gedeelte weer stadiger te lees. Dalk meer gekonsentreerd te lees, om al die ander goeders in my lewe af te sit. Dalk soos met die flitsie dat ons sal fokus op dit wat die Here vir my wil kom leer in hierdie gedeelte. Met ander woorde, die Here kom sê vir my en vir jou, wat het ek en jy nodig as 'n kind van die Here om geestelik te groei? Dan sê die Here vir my en vir jou, Psalm 1, ons moet tyd spandeer met die woord van die Here. Ons moet tyd spandeer met die woord van die Here. Ons moet lees en weer lees en dalk 'n gedeelte wat dit ook oorskryf gaan lees. Of 'n woord wat vir my daar uitgestaan het, bietjie te gaan lees, maar ek onthou hierdie woord staan daar. Dit stadiger te lees. Meer gefokus te lees, dalk net 'n kleiner gedeelte te lees, te konsentreer. En dan sê die Here vir my en vir jou, as ons tyd spandeer en ons fokus en konsentreer en lees weer, dan gaan ons in die woord van God lees wat ons nodig het om te kan groei. Dan gaan ons raak lees, waarvanaf moet ek wegstap in my lewe? Waarmee moet ek ophou? Waarmee moet ek begin? En waarmee moet ek volhard? En daarom sê die Here vir my en vir jou in vers 3, dat as julle so met die woord omgaan, dan sal julle groei. Sal julle later vrug dra. Maar daar's 'n tweede ding wat die Here vir ons kom sê. En dis in vers 3, daar staan, dat julle 'n tweede ding sal doen, en dit is dat nadat julle gelees het, en stadiger gelees het, en weer gelees het, dat julle die woord van God sal oordink dag en nag. Dat julle die woord van God sal oordink. Wat beteken die woord oordink? Die woord oordink beteken mos om daaroor te dink, maar jy het nog nie klaar gedink daaroor nie, om weer te dink en weer te dink, om te oor en te oor en te oordink. Die Hebreëse woord is haga. En haga se direkte vertaling is eintlik om te mediteer. Gaan lees maar die King James vertaling, daar staan dit, you must meditate on the word of the Lord. Jy moet gaan mediteer. Mediteer beteken nie, wat ons nou, eintlik die beeld wat ons het, dit is eintlik 'n woord waarmee ons sukkel. Maar die woord haga beteken om dit te lees en weer te lees en daaroor te oordink. En ek wil weer die beeld van sjokolade gebruik, weet hoe geniet 'n mens sjokolade? Deur 2 byte te vat of 2 koue te vat, dan sluk jy. Nee, as mens nou regtig sjokolade geniet nie, vra maar vir my, ek weet, dan byt jy 'n stukkie af en jy los dit so in jou mond. En jy rol dit so rond met jou tong. Dit kom tot die agter in jou kies, teen jou verhemelde, dit vul jou hele mond. Dit kom later op jou lippe. En dan proe jy net sjokolade. Jy kan daarna water drink, maar dit proe so sjokolade. Dit is wat die woord haga eintlik beteken. Met ander woorde, jy kyk en jy kyk weer. Jy lees dit stadiger, jy bestudeer dit en jy bedink dit. Jy laat dit jou gedagtes vul, soos daai sjokolade jou hele mond vul. Laat jy dit jou gedagtes vul en later vul dit jou hele wese. En dan kom die tweede betekenis van hierdie woord haga eintlik na vore. Die tweede betekenis van die woord is, hou dit op jou lippe. Met ander woorde, nie net mediteer, nie net dink daaroor en dink daaroor nie. Bestudeer dit en dink nog 'n keer daaroor nie.
Rol dit rond in jou mond en jou gedagtes, dat jy hele lewe kan vul nie. Dit beteken ook, hou dit op jou lippe. Dit beteken, dat as jou hele mond, jou hele wese vol van die woord begin raak, dan kom die woord op jou lippe. Dis soos, ek wil nie eintlik hierdie oefening doen nie, want ek is so bang ons gedagtes dwaal weg, maar dink maar aan jou favourite liedjie. Dink net daaroor. Nie baie lank nie, dan begin jy die woorde prewel. Of jy begin hy dientjie te fluit. Dis wat die Here in sy woord sê, gaan mediteer oor die woord, gaan oordink die woord. Rol dit so rond in jou gedagtes, dat dit jou gedagtes vul, dat later op jou lippe kom, dat jy dit later begin sê, en voor jy jou oë uitvee, dan begin jy dit doen, dan begin jy dit leef. Gaan so om met my woord, spandeer tyd, en laat dit jou lewe vul, en dit gaan maak dat jy wegstap van wat verkeerd is. Ophou met dit wat nie hoort by 'n kind van die Here, en jy begin doen dit wat nie in die woord van die Here gelees het. En dan begin jy leef soos 'n kind van die Here. Die Here sê vir my en vir jou in sy woord, as ons wil geestelik groei, dan moet ons regtig tyd spandeer. Ons moet gaan soek in die woord, en ons moet dit vind, en ons moet dit oordink. As ons die woord van God deursoek en oordink, en dit kom later op ons lippe, en dit raak deel van ons lewe, dan gebeur die wonder van vers 3. In vers 3 staan daar, dan sal hy wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd sy vrugte dra, wat nie sy blare verloor nie. En alles wat jy doen, werk ten goeie. Ons moet in gedagte hou dat daar in Israel het hulle nie kwekerye gehad daai tyd nie. Hulle het maar 'n boompie gaan kry by iemand, of in die veld, daar in 'n kloof gaan haal, en hulle met daai boompie kon verplant by hulle. Daar was ook nie waterstrome nie, dis 'n waterarme land. Hulle moes 'n kanaal grou, of hulle moes water aanlei na hierdie plantjie toe, sodat die plantjie sal kan gevoed word en versorg kan word. En dan eers het die vrugte van self gekom. Die Here kom sê vir my en jou, as ons tyd spandeer met sy woord, en ons oordink dit maak 'n deel van ons lewe, dan verplant God vir my en jou vanuit die wêreld na sy koninkryk, na sy wêreld toe. En daar sorg hy vir my en vir jou, hy verplant ons, en hy voed ons. En dit maak dat ons vrug dra, dat ons geestelike volwassene bome word, geestelike volwassenes word wat vrug dra. En wat nie hulle blare verloor nie, wat nie droog kry nie, want dis God wat ons voed en laaf deur sy woord. En dat ons regtig gelukkig is, want ons groei. En dit laat my dadelik dink aan Esegiel, wat gehoor het, maar jy moet hierdie boekerol eet, hierdie boekerol wat geskrywe is, van voor en van agteraf, jy moet dit eet. Met ander woorde, jy moet dit deel maak van jou lewe. Weet toe Johannes daar op die eiland die woord, die visioen van die Here ontvang het hy gehoor, maar eet hierdie boek, jy moet dit eet. Jy moet dit, laat die woord deel word van jou hart, verstand, en van jou siel, en van jou gees, en van jou hele mens wees. Dis wat die Here vir my en jou sê, wat ons nodig het om geestelik te groei tot volwassenheid, is die woord van die Here. Die slim mense sê, 'n mens moet jou kos nie net 3 keer kou en dan sluk nie. Ek het nog baie tande moeilikheid gehad in my lewe, en ek het geleer by hierdie slim mense oor tande, dat jy moet jou kos ten minste 21 keer kou. 21 keer kou. En dit is nogal so, as jy dit 21 keer gekou het, dan het jy die volle waarde van wat hy kos jou bied, het jy geabsorbeer. Kon jou metabolisme dit laat omwerk na energie. As jy dit net vinnig buite en sluk, dan kan jy nie alles daaruit kry wat jy nodig het om te groei nie. Jy moet dit kou 21 keer. En ek weet ons doen dit nie. Gaan doen dit 'n bietjie en kyk wat gebeur. Dit vat tyd. Dit vat meer tyd om te eet. Dit vat dat dit stadiger gaan. Dat jy meer gefokus is, want jy moet tel. En dan gebeur die wonder van energie, wat daaruit kom eintlik van self. Die woord van die Here kom sê vir my en vir jou, wat het ek en jy nodig om geestelik te groei tot geestelike volwassenes? Wat sterk is en wat groei en wat vrug dra en wat nie spoed verloor nie, wat nie moed opgee langs die pad wanneer dit swaar raak nie.
en wat alles ten goeie meewerk, al loop alles nie reg nie. Sê die Here, gaan soek en jy sal vind in my woord, dit wat vir jou vreugde gee. Oordink die woord van God. Weet, mediteer daaroor, dink daaroor na, eet dit en kou dit. Kou dit 21 of 24, was dit dalk 24 keer, kou dit 24 keer. Lees die woord stadig, spandeer tyd, fokus, dink en bedink en oordink. En dan staan daar in die laaste vers, en die Here sal jou lei. Jy sal hoor dat die Here vir jou lei op die pad van veiligheid, op die pad van groei, op die pad van lewe, op die pad van vreugde. Die Here sal jou dan lei, want jy ken sy stem. Jy het in die woord van die Here gaan leer, dit wat vir jou goed is, wanneer jy tyd spandeer. Mag die Here vir ons daartoe regtig genadig wees. Ek wil graag vir ons die boodskapvertaling lees van Psalm 1. Dit val vir my regtig mooi op die oor. Daar staan Psalm 1. God hou sommer baie van jou, want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy is ook nie bevriend met hierdie spul wat met God spot nie. God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word. Daarom is jy soos 'n groot boom wat stewig langs water staan. Hierdie boom dra op die regte tyd baie vrugte en sy blare is groen, bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Met ander woorde, God se grootheid begin in jou lewe sigbaar raak. En daarom gaan dit baie goed met jou. Met elkeen wat nie doen wat die Here sê nie, gaan dit bitter sleg. Hulle sondes laat hulle lewe uitmekaar val. Daarom sal daar nie vir hulle plek wees wanneer God eendag voor almal sê wie aan hom behoort nie. God wys vir mense wat hom liefhet, hoe om elke dag te leef. Maar slegte mense verdwaal vir altyd in hulle sonde. Weet, ons wil graag hê ons kinders moet groot word. En dit maak vir ons so bly om te sien as hulle ontwikkel en sterk staan en later voor ons en langs ons staan en later selfs vir ons kan help. God wil so graag hê dat ek en jy ook sal groot word, geestelik. Dat ons nie net geestelik gebore sal word nie, maar dat ons geestelik sal groot word en kan sterk staan en kan vrug dra in die wêreld, waar die wêreld hom kan leer raak sien as die God wat sorg, wat 'n mens se lewe kan verander, wat jou lewe kan laat blom. Die manier wat die Here sê ons dit kan bereik is deur sy woord te geniet, te lees asof ons nie genoeg daarvan kan kry nie. Dit so laat deel word van ons palet, deel te word van ons smaak, deel te word van ons hele wese. Dat ons dit later begin prewel op ons mond, die deentjie van God se liefde begin sing en dan begin leef soos sy kinders wat vrug dra. Mag die Here vir ons so help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil kom dankie sê dat U so graag wil hê dat ons moet groot word. Ons kom sê ekskuus dat ons partykeer is soos wat Paulus skryf, dat ons al vaste kos behoort te kan verteer, maar ons moet nog bly by babakos. Maar dankie dat U nie met ons moed opgee nie, dat U nie vir ons maar laat begaan nie, maar dat U ons agterna loop met U liefde en sê, maar ek wil so graag hê dat jy moet groei en selfstandig sal staan en sal vrug dra. En hier is wat jy nodig het, my woord. Lees dit. Vind vreugde daarin. Dink daaroor. En dra dit so in jou hart en in jou verstand dat dit op jou mond en op jou lippe sal kom. Mag dit regtig waar word van elkeen van ons. Ons wil U hart ook so graag bly maak en U laat glimlag wanneer U na ons kyk. Dankie dat U vir ons nog steeds lief bly en nog altyd lief was. Ons is ook baie lief vir U. Ons bid dit met danksegging in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons het geleentheid om 'n bietjie na die afkondigings te kyk, die aankondigings, dit is aangehaak aan die preek, julle is welkom om daarna te kyk. As julle dalk nuut is, gaan kyk maar gerus, kontak die kerkkantoor of een van die leraars, ons sal regtig graag daarop reageer, en as daar enigiets waaroor julle vrae het,
kontak maar gerus die kerkkantoor of een van die leraars. Kom ons sluit af met 'n lied wat sê dat ons vreugde vind in dit wat die Here gee en dat ons dit eerste sal soek. Soek allereers die koninkryk van God. Mag dit waar word van my en jou. Kom ons sluit af met hierdie lied. Soek allereers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Die Here kom sê vir my en vir jou, ek wil jou graag lei in die spore van geregtigheid. Ek wil jou graag laat groot word en daarom sê die Here, wil ek jou seën. Wil ek jou seën, wil ek vir jou goed wees. Wil ek jou met vreugde vul. En daarom is ek by jou elke oomblik, waar jy ook al mag wees. Is ek by jou waar jy ook al mag gaan. Maak ek jou rug toe vir die aanvalle van die bose op jou rug. Is ek binne in jou om jou te herinner hoe lief ek jou het. En my hand is vir jou oop. Daarom seën ek vir jou. Ontvang so die seën van die Here en gaan leef en gaan groei met vreugde. Amen.